Goeiemôre almal, donderdagoggend. Dit is vandag die 18de September, die jaar 2025 is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gesels ons bietjie oor opregtheid. Ons wil tog hê mense moet opreg teenoor ons optree. Nou daar's 'n ou spreekwoord wat ek nou ongelukkig nie ken nie, wat verduidelik dat die mens na die voorkop van 'n ander mens kyk, maar God kyk diep in ons harte in. Daarom is dit nie goed as die kinders van die Here nie hulle regte offers bring en ons doen rituele en al hierdie goed. Onthou net die Here ken ons hart. Hy is die een wat ons hart en ons niere deursoek. Omdat hy weet dat hy weet presies wat in ons harte aangaan. Hy weet of ons op die regte pad is, wat is ons motiewe en wat is nie ons motiewe nie. Daarom is opregtheid 'n voorwaarde vir 'n lewe van integriteit voor ons God om hom te behaag daarin. Halleluja. 1 Samuel 12 verse 20 tot 25. Toe sê Samuel vir die volk: "Wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie kwaad gedoen, maar kyk nie van die Here, maar wyk nie van die Here af nie en dien die Here met julle hele hart. En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige gode aangaan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietigheid is. Want die Here sal sy volk ter wille van sy groote naam nie verwerp nie, omdat die Here behaag het om van julle vir hom 'n volk te maak. Ook wat my dit betref, dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en die regte weg onderrig. Vrees net die Here en dien hom, getrou met julle hele hart, want kyk wat 'n groot dinge het hy vir julle gedoen. Maar as julle ooit verkeerd handel, sal julle self sowel as julle koning omkom." Nou dis nou 'n waarskuwing waarin 'n mens ag moet slaan. Halleluja. Dan is dit 1 Konings 9 verse 4 en 5. En wat jou betref, as jy wandel voor die aangesig soos jou vader voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het met 'n volkome hart en in opregtheid, deur te doen net soos wat ek jou beveel het en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap oor Israel vir ewig bevestig, soos ek jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat op die troon van Israel sit nie. Dan ons volgende gedeelte kom hierso uit Efesiërs 6 vers 4, 5 en 9. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here, na die vlees met vrees en bewing in opregtheid van julle harte, soos aan Christus. En die Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat julle ook die Here in die hemel het en hy hom geen aanneming van die persoon het nie. Halleluja. Glory to God in the heavens. Ons volgende gedeelte kom hierso uit 1 Timoteus 6 vers 11 tot 15. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na dat die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig, dat jy die gebod onbevlek, onberisplik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die Here. En ons laaste gedeelte kom hierso uit Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Vermaning om in die geloof te volhard. Ek wil vir jou sê, gaan lees asseblief die hele gedeelte. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, om die nuwe en lewendige weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met waardige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete in 'n liggaam wat gewas is met rein water. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dit is ons
wil dat ons graag in opregtheid voor U wil wandel. Here, ons wil die regte dinge doen. Ons wil nie die verkeerde dinge doen nie. Ons wil nie dinge doen wat U kan kwaad maak en die toorn teenoor ons laat ontvlam nie, maar ons wil in opregtheid voor U wandel. Here, ons bid dat U ons in hierdie saak sal help, sodat ons dit kan doen. Here, want uit ons eie krag uit sal ons dit nooit kan doen nie. Daar is soveel krag in die naam. Here, dat ons weet, as ons die naam aanroep, Here, is U daar en U help ons, sodat ons in opregtheid kan wandel. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.